Goeiemiddag. So, as jy voel, jy's droog, jy hoor nie God se stem nie, dan is hierdie boodskap vir jou. So Jesus, die lewendige water, hy is daar vir ons altyd en hy is so lief vir ons dat Jesus het nie net aan die kruis gesterf sodat ons eendag kan hemel toe gaan nie, sodat ons sondes vergewe word nie, maar hy het aan die kruis gesterf to reconcile us with the Father, sodat ons 'n verhouding kan hê met ons Papa. So God se grootste begeerte is om 'n groot gesin te hê met kinders wie hy lief is en vir hom lief is. Hy wil 'n verhouding hê met ons. Hy wil praat met ons. So as jy God se stem wil hoor, dan wil hy jou vandag uitnooi om meer tyd in die woord te spandeer saam met hom in gebed, want dis hoe hy met ons praat. En hy praat met elkeen van ons. Maar die duiwel, Johannes 10 vers 10 sê, the thief, die vyand het gekom om te steel, to kill and destroy. But God came to give us life, and life in abundance. Jesus het gekom om ons lewe te gee. Nie eendag nie, Jesus is the life, Jesus is life. Wat is lewe? Dis Jesus, Jesus is lewe, lewe nou. Ek kan nie nou 'n lewe hê sonder Jesus nie, dan het ek nie 'n lewe van oorvloed nie, dan laat ek toe dat die duiwel van my steel. Ekskuus my stem. Dan laat ek toe dat die duiwel van my kom steel. Ek het Jesus elke dag nodig, ek het lewendige water elke dag nodig, sodat ek God se stem kan hoor, sodat ek communion met hom kan hê, sodat ek 'n verhouding met hom kan hê. Ons kry nie net kinders as ouers om soldaatjies te hê nie, ons kry kinders van ons wil liefde, verhouding, dis Jesus, hy is so lief vir ons, God wil 'n verhouding met jou hê. So, hoe lewe jy in abundance, hoe lewe jy nou? As jy gaan saai in jou vlees, Galasiërs 6 vers 8 sê, if you sow to the flesh, you will reap in the flesh. If you sow to the spirit, you will reap in the spirit. Wat beteken dit? As ek heeltyd omgee wat die wêreld van my dink, as ek heeltyd vir die wêreld saai, al hierdie materialistiese goeders in dit insaai, my geld, my tyd, my resources, dan is dit vrugte wat ek gaan pluk van dit. Maar ons as Christene wil van die gees pluk, ons wil al hierdie vrugte van die gees hê, ons wil hierdie wonderlike dinge beleef, ons wil hierdie vrede, liefde hê, al hierdie wonderlike dinge, maar ons wil nie in die gees insaai nie. Wat beteken daai? Jou geld, jou tyd, jou resources, jou tyd saam met Jesus, dit is waar jy jou tyd spandeer, dit is jou prioriteit. So die vraag dan is, hoe belangrik is Jesus vir jou? Is God jou prioriteit? Is Jesus jou prioriteit? Maak ek dit 'n prioriteit in my dag? Is dit vir my belangrik om tyd saam met Jesus te spandeer? Want ek gaan nie daai lewendige water kry, ek gaan nie dit ontvang nie, ek gaan nie hierdie vrugte pluk in die gees, as ek nie saai in die gees nie, as ek nie gaan my Bybel vat en gaan lees die lewendige woord, die waarheid nie, dan gaan ek nie daai vrugte pluk nie. So Jesus sê dat, Matteus 6 vers 20, maak jou skatte in die hemel bymekaar, waar roes en mot dit nie kan verniel nie, en waar die diewe nie kan inbreek en dit steel nie. Johannes 2 vers 15 sê, moenie die wêreld lief hê nie, of die dinge van die wêreld nie. Ons is nie van hierdie wêreld af nie. Ons is nie van hier nie. Ons is gees. Ons is gees eerste. Jy is eerste gees. Dan is jy 'n liggaam. Hierdie liggaam gaan nie vir ewig wees nie. Hierdie wêreld, jou huis, hierdie dinge, dit is nie vir ewig. God is jou prioriteit. God is jou nommer 1. Jesus is jou nommer 1. Jy is gees. Moenie hierdie wêreld, al jou skatte, al jou tyd, al jou energie in hierdie wêreld insit nie. Galasiërs 1 vers 10 sê, as ek nog steeds die guns van mens soek, sou ek geen dienaar van Christus wou wees nie. Ons soek aanvaarding van die wêreld, ons soek status. Ek sal liewerste my geld om 'n nuwe paar skoene spandeer, as wat ek my geld in die koninkryk van die Here spandeer. Wat ek saai in die gees, het ewige waarde. Wat ek saai in die gees, daai gebede vang Jesus op. Ek dink nog dat my gebede, ek het vandag gebid en dan môre gaan ek doen. Jesus het my gebede opgevang. Dit is waar, dis werkend, dis lewendig. Die woorde wat ek saai uit my mond uit is lewendig. Dit lewe voor God. So ek saai met my mond lewe of dood. Ek lewe en ek lewe 'n lewe met oorvloed met Jesus nou vandag, hier op aarde, nie net eendag nie. Jesus gekom dat ek nou kan lewe, nou 'n nuwe lewe kan lewe, 'n new creation in Christ.
Jesus sê in Lukas 16 vers 10, whoever is faithful with a very little will also be faithful with much. Ek kan nie met 'n toe hand ontvang nie, ek moet gee om te ontvang. Nie net fisies geld nie, maar alles. Ek gee en so ontvang ek saai en so sal ek die vrugte daarvan pluk. So baie keer voel dit vir ons dat soos ek wil nie saai in die koninkryk en ek wil nie geld gee vir die kerk, ek wil nie hierdie doen vir die mense nie, want ek kan nie my nuwe baadjie vir iemand gee nie, want dit is myne. Niks wat ons het behoort aan ons nie. Alles wat ons het kom van die Vader af. Dit kom uit die hand van God af. So alles wat ek het, I'm just a steward of that. Ek steward die dinge wat ek het vir Jesus, vir die koninkryk. Kom ons bou, kom ons maak God en sy koninkryk ons prioriteit. Hoe wonderlik sal dit nie wees nie? Hoe wonderlik sal die wêreld nie wees nie as ons hom eerste stel, hom eerste lief hê. Hy het ons eerste lief gehad en nou het ons hom lief, maar hy het ons eerste lief gehad. God is so ongelooflik lief vir ons. Hy is hierdie pappa wat net 'n verhouding met ons wil hê, soos jy 'n verhouding met jou kinders wil hê. Saam lag, saam dans, saam speel, saam tyd spandeer en jy sal hom hoor because he's a faithful God who loves you, created you. Hoekom sal God jou skape as hy nie met jou wil praat nie? Hoekom sal God jou skape as hy nie met jou wil kommunikeer nie? Hoekom sal God jou gemaak het, gevorm het? Maar hy los jou net nie, so hy wil nie met jou praat nie. Ons moet hom 'n prioriteit maak. Hy is so gentleman. Hy klop en jy moet oopmaak. Hy gaan nie op jou afstorm nie. Jy moet die koninkryk bestorm. Here I am God. Hierso is ek God. Praat met my. Ek luister. En hoe praat hy die meeste van die tyd met ons? Deur sy woord, want die woord, die Bybel is die woord van God. So, my gebed vandag vir ons is almagtige, goeie, heilige Papa, Vader, Koning Jesus. U is so waardig en u is so lief vir ons. U wil soveel meer hê vir ons. U wil hê ons moet nou lewe in oorvloed. Dankie Jesus dat u dit klaar gedoen het vir ons. Here, dankie dat ek vandag die openbaring kan kry, dat ek kan net hierdie vrugte pluk in die Gees, as ek saai in die Gees. As ek kom sit en u 'n prioriteit in my lewe maak, gaan u met my praat. Gaan ek daai vrede ervaar. En hoe wonderlik is dit om te weet, ek kan so hartseer gebroke een oomblik wees van die wêreld en die vyand. En ek kom na God toe, my Papa, my Vader, en ek sit by u en ek begin die woord lees en so minister die Heilige Gees na my hart. En ek kan met joy uit daai gesprek uitstap, because that's how you know God is alive. Hy vat 'n situasie, hy vat 'n gebrokenis, hy vat niks nie en hy draai dit om in wonderbaarlike glorie, in mooi. Hy maak dood lewendig. Dankie goeie Papa. Here, help ons vandag om u 'n prioriteit te maak. Here, maak hierdie hart, hierdie vlam in my hart net meer vir u brand, dat u my prioriteit is, Here. U werk, u koninkryk, dat niks te veel is vir my gevra nie, Here. Because I'm doing it for you. Die saad wat ek saai in die Gees, gaan ewige vrugte dra. Ek bid dit in Jesus almagtige naam. Amen. Amen. Julle moet 'n geseënde dag hê. Bye.